Ek wil gou vinnig met die volgende begin. Ons is nou in week 4 van ons reeks die name van God en verlede week was dit vir my 'n besonderse voorreg om by hierdie presiese koffie, natuurlik sou ek by die koffie wees, maar by daai presiese koffiestalletjie te kan staan by die predikanskonferensie daar in Durban en iemand kom vat my name tag, my naambord, is nie 'n naambordjie nie, wat is 'n name tag? Is 'n naambordjie, klink soos 'n naamkaartjie, dankie, want ek 'n naambordjie, né? Maar met my naamkaartjie, en hy sê, Kenneth Woodward, van Tygerberg Gesinskerk. Ek sê, ja, hy sê, is dit julle wat die Bybelstudies doen? Ek sê, ja, nee, dit is ons, en hy sê toe, hoorie, ek wil net vir julle sê, fantastiese ou, altyd van die predikant, hy sê, ek wil net vir jou sê, ons is die grootste plagiaat van daai Bybelstudies, en ons is soos, prys die Here, dankie, dis uitstekend, hy sê, well, kan ek jou toestemming kry, om heeltyd dit te kan doen, en ek en Johan, ek sê, hoorie, Johan, ons sê, dis wat jy moet doen. En ons is so dankbaar. Ek het 'n ander predikant wat my bel en vir my sê, Kenneth, ek wil vir jou 2 goed vra. Ek sê, wat is dit? Hy sê, nommer 1, kan ons asseblief die boekies vir ons gemeente laat druk? Ek sê, asseblief, ons doen presies hierdie vir die koninkryk van die Here. Hy sê, okay, nou wil ek jou die tweede ding vra. Ek sê, wat is dit? Hy sê, ek wil vir jou onverskoning vra. Ek sê, hoekom? Hy sê, ons het klaar gedruk. So, maar vriende, wat ek vir jou vanoggend wil kom sê is, van my en van Johan en van die personeel se kant af, wil ons vir elkeen van julle dankie sê. Want dit is nie 'n Johan Delport ding of 'n Tygerberg Gesinskerk ding nie. Hierdie Bybelstudies is 'n ons ding. Want dis julle wat die bydra maak om dit moontlik te maak om hierdie Bybelstudies te kan skryf vir die liggaam van Christus. As jy wil weet, hierdie jaar is al 11.925 Bybelstudies afgelaai. Maar daar is 'n groter eksponensiële impak in die koninkryk, want baie mense sal die PDF aflaai, verniet, en dis hoe ons dit wil hê, en vir hulle gemeente net oor WhatsApp stuur, of hulle laat druk dit. So vriende, vir elkeen van julle, baie dankie. Sê vir die persoon wat langs jou sit, baie dankie vir jou bydra tot die Bybelstudies in die koninkryk. Nou vriende, ek wil vanoggend begin. Ek wil begin met 'n baie eenvoudige vraagie. En daardie vraag is, wie is jy? Wie is jy? Want baie keer as 'n mens vir jou vra, wie is jy, dan wil ek nie hierdie goed weet nie. Ek wil nie weet wat jou naam is nie, ek wil nie net weet waar jy werk nie, of wie jou man of jou vrou is nie. Ek wil weet wie jy is. Want dis die standaard antwoorde as ek vir mense vra, maar wie is jy? Dan is dit wat hoe hulle self sal voorstel. Ek is Lukas, ek is 'n bouer, nie 'n dokter nie, dankie Lukas, okay. Maar dis hoe ons begin met ons dinge. Maar die vraag wat ek wil hê is, hierdie goed wat ons hierso sien is baie keer veranderlike dinge. Wat as ek van hierdie dinge van jou af begin wegneem, wat is jou antwoord dan? Kan jy nog steeds sê wie jy is? En dis die vraag wat ek vanoggend wil kom kyk na, want dit is 'n moeilike vraag. Want baie keer is ons identiteit vasgevang in wie ek is in die wêreld se oë. Ek is of 'n ma of 'n pa. Ek is dalk 'n onderwyser, hier sit baie onderwysers hier onder ons. Dalk is jy 'n sakeman of dalk is jy 'n student. Maar wat daarvan as jy nou afgestudeer het? Nou kan jy nie sê ek is Kenneth 'n student nie, of jou kinders is uit die huis uit getrek. Nou is daar die verlanging. Ek sien EJ, jy skud jou kop. Ek weet nie of dit uit blydskap is. Okay, jou kind sit voor jou, kom ek vra nie verder nie. Maar wat is en wie is jy dan? Kan jy dan nog steeds die vraag beantwoord, wie is ek nou? Wie is ek nou as ek voor die Here staan en my hart ontbloot voor hom? Kan ek daardie vraag beantwoord? Want ons het al baie keer vir mekaar gesê, ons is besig om te lewe in 'n wêreld wat heeltyd verander en ons bou ons lewens op dinge soos, ek is wat ek bereik. Of nog beter, ek is wat ander mense van my dink. En as ek nie dit is nie, dan sê ek baie keer vir mense, weet jy wat, ek is 'n produk van my mislukkings. En dit is waarop ek fokus, die negatiewe dele van my lewe. Of ek is dalk dit 'n produk van my omstandighede. Maar as jy mooi kyk, vriende, al hierdie dinge wat ons hier op die bord sien, is dinge wat elke dag kan verander. En as ek in die wêreld gaan, en ek gaan kyk na sosiale media, en ek kyk na mense se harte, wat baie te sê het daar in die wêreld, dan sien ek hoekom daar soveel mense is, wat nommer 1 broos is vandag, wat sukkel met hulle identiteit, maar hulle is onseker oor wie hulle is. Hulle is onseker oor wie hulle is. En dus hoekom hierdie name van God en wat sy naam vir ons beteken so belangrik is. Dus hoekom ons hierdie Bybelstudie hierdie kwartaal doen. Ons het gekyk na Elohim, hoeveel keer dit voorkom.
Ons het die afgelope 2 weke, baie dankie Johan, het Johan vir ons Jahwe heeltemal amper sê ek ontbloot. Daar sê ek het. What's unpacked? Oopgebreek, baie dankie, oopgebreek. Hy het vir ons oopgebreek, ons het gekyk, daar was Jahwe, Jireh, Jahwe Rapha, Shammah, Nisi, Sabaoth en sovoorts gaan ons aan. En dit was als fantasties, maar vandag vriende, kom ons by die hart van God se selfontbloting, sy pronunciation vir my en vir jou in die Ou Testament. Hoekom? Want hy gee vir ons vandag sy naam vanaf sy eie lippe vir die eerste keer. Dis nie iemand anders wat oor hom praat nie, dis hy self, en dit begin als by hierdie man. Nou natuurlik gee die brandende bos het weg, maar hierdie man het nie, soos ek in my video gister gesê het, hierdie identiteitskrisis gegaan nie, maar in hierdie oomblik het hy wel 'n waardeskrisis gehad, want hy het bevraagteken wie hy is. En wie dink julle is daai man? Dis Moses. Dis Moses, vriende. En ons weet van Moses, hy het natuurlik in die begin van sy lewe 'n baie moeilike begin gehad. Maar daarna, vir die volgende 40 jaar, het hy eintlik 'n baie goeie lewe gelei. Hy was letterlik 'n prins in die Farao se paleis. Hy's onderrig met al die wysheid van Egipte. Ons lees dit in Handelinge 7. So hy het regtig waar 'n goeie lewe gehad. Maar waar ons hom vandag kom ontmoet, vriende, waar ons vandag vir hom in Exodus 3 vers 1 tot 15 ontmoet, is hy nie meer daardie Moses nie. Hy's nou 80 jaar oud. Hy het gevlug, want hy het natuurlik die Egiptenaar gesien, en hy het hom doodgeslaan, sy eie mense het hom uitgegooi, en nou pas hy skape op, vir sy skoonpa Jethro, hier in Exodus 3, vers 1 tot 5. So ons sien hierdie 2 uiteraard, of 2 opposite poles. Ons sien vir Moses, wat in 'n paleis bly, en in die wik van die oog, bevind hy homself in die woestyn, besig om skape te herde, en in die berg in te jaag. En vriende, dis wat ek vanoggend wil na kom kyk. Ek wil kom kyk na Moses, waar hy met die brandende bos is, waar God met hom praat op Horeb, op Mount Sinai, né? Waar hy later die 10 gebooie ook sou ontvang, en dis waar God hom kom ontmoet, en hy sê vir hom die volgende: gaan dan nou, ek stuur jou na die Farao om my volk, die Israeliete, uit Egipte te lei. Nou julle, dis 'n merkwaardige stelling, want kom ons veronderstel gou die volgende. Kom ek vat gou vir jou, Ben, ekskuus, ek kyk nou reg in jou vas. Ek vat vir Ben en ek sê, Ben, jy moet nou Noord-Korea toe gaan en jy moet vir Kim Jong-un gaan sê. Ek dink ek het hom reg gekry. Jy moet sy mense daar uitvat. Dink jy dit gaan maklik wees? Ek dink jy gaan 'n bietjie teenstand kry in Noord-Korea. So ek kan verstaan hoekom Moses, waar ons hom nou gaan ontmoet, die gevoel kan hê om sy waarde te toets. Wie is hy om dit te kan doen? Maar vriende, voordat ons verder gaan, wil ek jou graag uitnooi. Hoe weet ons als van wat ons weet van Jesus? Ons sien dit in die woord. Vriende, ek wil jou uitnooi. Staan saam met my op. Can I grab your Bible, Maria? It's somewhere in the purple. Thank you very much. Ons glo in wat die Here se woord vir ons sê. So sê saam met my die volgende. Kom ons verklaar dit saam. Dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. En ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, en met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Vriende, jy kan in die woord van God blaai na Exodus 3, thank you Lucas, dankie Maria. Julle kan blaai na Exodus 3 vers 11 tot 15. En ons gaan eintlik net fokus op verse 11 tot 14 vandag. Maar terwyl julle dit doen, wil ek graag vir die mense wat aanlyn ingeskakel is, baie welkom sê. Is altyd vir ons lekker om saam met julle ook in julle huise te kan wees. Asseblief, daar is mense daar agter, gesels saam met ons daar in die chatskolom, en ek sou graag jou terugvoering wil hê oor wat vandag uit die woord van God uitkom. Nou vriende, kom ons lees saam. Ons het nou klaar gesê, vers 10 eindig, waar God vir Moses hierdie ongelooflike opdrag kom gee, 'n moeilike een as jy my vra, en dan lees ons verder in vers 11. Moses het egter vir God gesê, die vraag waarmee ek vandag begin het, kom Moses mee en hy sê, wie is ek? Wie is ek, dat ek na die Farao kan gaan en dat ek die Israeliete uit Egipte kan lei? En hoor wat sê God, hy het geantwoord, ek is immers by jou. Ek is immers by jou. So wat God hier kom doen is, hier vra Paulus die vraag, wie is ek? Antwoord God daai vraag? Glad nie. Hy gaan net aan in daardie oomblik en hy verskuif die aandag van Moses wat vra, wie is ek?
en hy kom vestig dit op homself, op sy teenwoordigheid. Hy sê, ek is immers by jou. En dit sal vir jou die teken wees dat dit ek is wat jou gestuur het. Wanneer jy die volk uit Egipte lei of gelei het, sal julle God op hierdie berg dien. En hoor wat sê Moses? Moses het vir God gesê, kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur, of my na julle gestuur, en hulle vra my dan, wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle sê? En dit is my so mooi, kragtige stelling, wat God kom maak, en hy sê, God sê toe vir Moses, ek is wie ek is. Ek is wie ek is. Natuurlik werk ons vir hierdie reeks uitsluitlik uit die 2020 vertaling, omdat dit 'n woord vir woord vertaling is soos die 53, maar as jy jou 83 het, sal daar staan, ek is wat ek is. So dis die enigste verskil wat jy daar sal sien. Ek is wat ek is, maar in die 2020 staan daar, ek is wie ek is. Hy sê toe ook, so moet jy die Israeliete antwoord, ek is, het my na julle toe gestuur. En vriende, dis wat ek vanoggend met julle wil kom praat. Die naam van God, die Hebreëse naam in die Ou Testament, Aye, Asher, Aye. Nou natuurlik het ons hierdie al 'n paar keer gedoen, Johan. Hoeveel keer dink julle? Nou ek weet daar's 'n paar van julle se Bybelstudies wat nou al vooruitgewerk het. Julle so 'n weekie voor, kom ek agter. Maar nou is die vraag, hoeveel keer kom Aye, Asher, Aye in die Ou Testament voor? Slegs een keer. Dit kom slegs een keer voor. Dit is ek is wat of wie ek is, en dit beteken om te wees, om te bestaan of om te verskyn. En wat ek graag vandag wil doen, ek wil die teks vir ons kom oopbreek en ek wil 4 eienskappe wat die naam van Aye, Asher, Aye vir my en vir jou oor God vandag kan leer. Is julle reg daarvoor? Sê net Daar is hy, reg. Vriende, so, as jy op YouVersion is, kan jy natuurlik na events toe gaan, Tygerberg Gesinskerk is live, en jy kan daar die raamwerk ook sien, jy kan ook jou notaatjies daar maak, maar as jy skryf, kom ons skryf saam. 4 eienskappe, die eerste eienskap is, die ek is, Aye, Asher, Aye bestaan uit homself. Hy bestaan uit homself. Vriende, ons sien hierso, God sê toe vir Moses, ek is wie ek is. Hy sê nie ek was nie, ek gaan wees nie. Hy sê ek is wie ek is. Basies sê soos die liedjie van ons gemeente, hy is. Klaar verby. Punt. En vriende, dit wat hier gesê word, wat God hier vir ons kom sê, is in Engels, we call it a truth claim in theology. Now, what is a truth claim? A biblical truth claim is a statement. It's a proposition found within the Bible. Luister mooi. Within the Bible that presents an objective fact. So wat ons sien is, God kom stel 'n feit oor homself om te sê, ek is wie ek sê ek is. Moral absolute or spiritual reality tied to the nature, to the will and actions of God. En dan is hier die fantastiese verduideliking aan die einde. Dit sê, believers view these claims as absolute and authoritative rather than mere personal opinions. Nou vriende, wat ek volgende by jou wil kom weet, God wat sê ek is wie ek is, glo jy dit vandag? Terwyl jy hier sit in jou hart, terwyl jy jouself voor God kom openbaar, glo jy dit, dat hy is wie hy sê hy is? Want as jy dit nie glo nie, vriende, as jy nou nie daar is, jy nou gesit het nie, was bang om iets te sê, kan jy net een van 2 dinge doen. Of jy glo wie hy is, of jy moet die teenoorgestelde glo. Julle kop dit. Jy kan nie sê, nee, maar ek glo dit nie, maar dan is daar net een ding wat jy kan glo, en dit is wat Jesaja vir ons kom wys, in Jesaja 46, vers 1 tot 2, waar hy gaan verduidelik hoe die afgode in Babel lyk. En hy sê duidelik, Bel het ineengestort, dis klaar met Nebo. Julle God wat deur julle rondgedra is, word nou op diere en op beeste gelaai. Hulle het 'n vrag geword, 'n vrag vir moe diere. Dit is die afgode wat hulle dien. En dis die enigste ander opsie dan. Dit is klaar met julle gode. Hulle het ineengestort. Hulle kan hulle vrag nie meer dra nie. Hulle word self in ballingskap weggevoer. En vriende, dis dalk 'n vraag wat jy vanoggend binne in jou eie hart vir jouself moet kom antwoord. Of ek glo wie hy is, dat God selfbestand is, selfonderhoudend is. Hy het niemand anders nodig om te wees wie hy is nie. Hy het niemand nodig om dit wat ek en jy om ons hier buite sien te laat werk nie. Hoekom nie? Want hy is die argitek. Amen?
Hy is die argitek daarvan, vriende. Maar kom kyk wat sê hy. Kom kyk wat sê in Jesaja 46 vers 4. Hy sê, ook, tot in julle ouderdom is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak, en ek sal julle vashou. Maar hy doen nie net dit nie, wat doen hy nog? Ek sal julle dra. Ek sal julle red. En vriende, ek hoop jy kan die verskil kom sien tussen die twee opsies wat ons in die wêreld het. Of jy glo dat hy is wie hy is, of jy moet glo in die afgode wat in die wêreld aangaan, of in die ander verskillende religieë wat daar is. Daar is twee opsies op die tafel. En Jesaja maak dit vir my en vir jou duidelik. Dink net vir jouself. Hoe kan die afgod, wat ek veronderstel is om hier in hulle wêreld, of dan nou mense in ons wêreld vandag, hoe kan ek die afgod my dra? Dis 'n snaakse gedagte, want as hy my gemaak het, as hy my gevorm het, moet hy mos almagtig wees, hy moet alwetend wees. Hy sê veronderstel, ek sê veronderstel om hom te dra, nie, hy is veronderstel om my te dra. En dis wat Jesaja hier kom uitwys. Hy sê daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil tussen 'n afgod wat mens gemaak is en ek is. Die groot ek is. Daar's 'n verskil tussen iets wat opgemaak is en die ek is. Die ek is, vriende, kom sê duidelik in die skrif, hy wil vir my en vir jou dra. Hy wil 'n verhouding met ons hê. Hy wil tot ons nader. En dit is absoluut die teenoorgestelde van wat die afgode van Babel wou doen. En Paulus kom sê dit vir ons uitsluitlik in Handelinge 17. En hy sê, God wat die wêreld met alles wat daarin is gemaak het, hy is die Here van hemel en aarde. En hy woon nie in die tempels wat deur mense gemaak is nie. Dis nie waar hy woon nie. Nee, hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Hy het niks nodig van die buitewêreld om self te bestaan nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. Dit is die God. Dit is die God, vriende, wat ek hoop jy vandag wil dien. Die God wat lewe, nie een is wat moet gedra word en wat vooroor geval word, op diere gepak moet word. Ek hoop nie dis die een nie. Ek hoop hierdie God, ek is wie ek sê ek is die een wat jy wil dien, want vriende, dis nie net God wat hierdie eienskap het nie. Ons kan nie vasgevang word net in die Ou Testament nie. Onthou, ons wil altyd dit kan deurbring na wat die Nuwe Testament sê en wie Jesus en sy karakter is. En ons sien dit. Johannes kom sê vir ons, soos die Vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die Seun gegee, om dit in homself te hê. So nie net vriende is God selfbestand nie, nie selfonderhoudend nie, daar dieselfde mag en krag is ook aan sy Seun, Jesus, gegee. En as jy vandag hier sit en wonder, okay, Kenneth, hierdie is nou verskriklike baie inligting, dis vinnig, dis te veel vir my, wil ek vir jou vra, kom ons raak rustig dan, waarop is jou lewe gebou? Waarop is jou lewe vanoggend gebou? Is jou lewe dalk gebou op afgode soos jou werk, of jou bankbalans, of prestasie, of dinge soos status, hoe die wêreld jou sien? Of is jou fondasie, Ehyeh, Asher, Ehyeh, die ek is, wat homself aan Moses bekend maak, in 'n brandende bos. Want vriende, ek kan vir jou een ding waarborg, ek is nie 'n rocket scientist nie, ek is nie so slim soos baie van julle wat hier is nie, maar afgode kan nie jou gewig dra nie. 'n Ding wat nie lewe nie, kan nie jou sonde vir jou help dra nie. Maar God sê vir ons duidelik in sy woord, want hy doen dit al die afgelope paar duisend jaar vir sy volgelinge, God wil my en jou dra. Hy wil jou vashou en jou red. Al is daar storms in jou lewe soos wat jy nou daar sit, wil hy daar wees, want hy verander nie, vriende. Hy kan die gewig van jou lewe dra, want hy wankel nie. En dit is Ehyeh, Asher, Ehyeh, vriende. Punt nommer 1 was, eienskap nommer 1 van ek is wie ek sê ek is die ek is bestaan uit homself. Eienskap nommer 2, vriende, eienskap nommer 2 is, die ek is bly by ons. Die ek is bly by ons. Ons het verder gelees, toe ons by vers 12 kom, hy sê, hy het geantwoord, dis God, ek is immers by jou. So terwyl Moses, so ek in die begin gesê het, besig is om te top oor wie hy is, kon God 'n klomp verskillende name gebruik het om homself aan hom bekend te stel. Maar hy gebruik die naam in die teenwoordige tyd. Ek is, nie was nie, nie sal wees nie, ek is immers by jou.
En vriende, dis 'n belangrike iets vir my en vir jou om te onthou, is dat die selfonderhoudende, die selfbestaande God wat ek en jy dien, is nie 'n koue God nie. Hy wil tot jou nader, hy wil tot my nader, hy wil 'n verhouding met ons hê. En daarom sê hy duidelik, ek is immers by jou. Ek is by jou. Hoekom sê hy dit vir hulle? Wel vriende, in vers 7 verklaar Moses dit, en ek wil hê jy moet dit asseblief gaan lees as jy dit nie gedoen het vooraf nie. Die Here sê toe, ek het die ellende van my volk wat in Egipte wat gedoen? Duidelik gesien. Hy het duidelik gesien, hulle noodkreet oor hulle slawedrywers het ek gehoor. Ja, ek ken hulle lyding. Vriende, jy sit dalk hier so en jy dink God sien jou nie. Jy sit dalk hier en jy dink mag my probleme is te klein vir God om my raak te sien. Maar ek wil vir jou kom waarborg en ek wil vir jou kom bemoedig om te sê, God hoor altyd sy mense. Amen. Hy hoor altyd sy mense. Nou wat is die lyding waarvan ons hier praat? Wel, daar was ongeveer 400 jaar se stilte. Onthou ek het so 'n paar weke gelede gepraat oor die 400 jaar stilte tussen Maleagi en Matteus, waar God nie stil was nie, hy was besig om groot dinge te doen. Die Bybel is vertaal in Grieks, daar's paaie gebou wat Jesus en sy disippels op kon loop om die evangelie te versprei, en hier weer, terwyl daar stilte was, daar was geen nuwe openbarings gewees nie, geen nuwe mense wat kom of boodskappe gee vir die volk nie, was God nie stil nie. Wat eintlik gebeur het was, ek weet nie of julle kan onthou nie, maar Jakob en sy gesin het na Egipte toe gekom, 70 van hulle. Maar onder wie se bestuur was hulle daardie tyd? Wie se beskerming? Hulle was onder Josef se beskerming. En toe hulle onder Josef was, het hulle die beste land geërf, toe hulle in Egipte aangegaan het. Maar ons lees in die begin van Exodus 1 vers 8, dat daar 'n nuwe koning aan bewind gekom het, en hy het nie geweet wie Josef is nie. Al wat hy sien is 'n klomp Israeliete, hulle is besig om meer en meer en meer te word, en natuurlik word hy bang vir die feit dat as iets gebeur, daar soveel van hulle is, dat hulle sal oorrompel, dat hy hulle begin onderdruk. En die onderdrukking word net erger en erger, want hy weet nie wie Josef was nie. So dink jy dit was 'n verrassing vir God, dat hulle onderdruk was? Dit was nie 'n verrassing nie. Want in Genesis 15, vriende, vers 13, kom sê God vir Abraham, en hy sê vir hom, weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal slawe wees, en daar sal hulle slawe wees, en onderdruk word vir hoeveel jaar? Vir 400 jaar lank. Dit was nie vir hom nie. So dink jy, as dan geen stilte, of as daar stilte was, dink jy die Israeliete kon regtig waar gevoel het, sjoe, maar God het van hulle vergeet? Ek dink partykeer kan 'n mens so voel. Ek dink 'n mens kan partykeer so voel, maar God weet ons vriende, vergeet nie, wat hy besig was om te doen in daardie tyd, wat mense altyd nie raak sien nie, is hy het 'n familie van 70 gevat, en het hulle laat vermenigvuldig na 2 miljoen toe. Hy was nie stil nie, hy was nie afwesig nie. Hy wys vir ons in hierdie 400 jaar tydperk dat sy self bestaan, hy's die enigste persoon wat teenwoordig is, altyd. En ons sien dit, hy sê vir Joshua 1, in Joshua 1 vers 5, ek sal jou nie begewe of verlaat nie. Hy sê verder vir Jesaja, moenie bang wees nie, want ek is met jou. In Hebreërs in die Nuwe Testament sê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. En dalk sit jy vandag hier. Hoe pas ek dit toe in my eie lewe? Dis wat my belangrik is. Jy hoef nie genoeg te wees nie. Dit is wat jy vanoggend hier moet besef. Jy hoef nie genoeg te wees nie, want die ek is, Aye Asher Aye, is genoeg. Hy is genoeg. Wie Moses of ek en jy is, maak nie saak nie. Vriende, wat vanoggend saak maak is, wie saam met jou die lewe deurgaan. En dis 'n besluit wat ek en jy moet maak. Want die ek is sê, ek is immers by jou. So dalk het jy baie druk wat jy nou beleef. Dalk het jy baie druk by die werk, en dalk sit jy met 'n siekte wat jy nie weet hoe om te hanteer nie. En as jy jouself 'n eerlike antwoord daarvoor moet vra, dan is die antwoord baie keer nee. Nee, jy gaan dit nie maak nie. Nie op jou eie nie. Want ons kan nie dinge op ons eie doen nie. En miskien vind jy jouself in daardie stilte, soos wat die Israeliete hulle self gevind het, maar God hoef nie te antwoord, en sy antwoord is nie, jy hoef sterk genoeg te wees nie. Want ons het nou vir mekaar gesê, die ek is sterk genoeg. Amen. Vriende, eienskap nommer 1 was die ek is bestaan uit homself. Eienskap nommer 2, die ek is bly by ons. En eienskap nommer 3 is die ek is verander nie. Hy verander nie.
Is so mooi, ons gaan lees in Maleagi 3 vers 6. Ek, die Here, het immers nie verander nie. En as jy met tyd het om Maleagi te gaan lees, is nie baie lank hier, is 4 hoofstukke, vriende. Dit gaan jou 10 minute vat om Maleagi deur te lees. Dan gaan jy besef waar God se volk hulle self weer bevind het. Hulle was sinies, hulle was ongehoorsaam teenoor hom. En hulle het regtig waar gedink, God het vergeet van sy geregtigheid in hulle lewens. Hulle het verkeerde offers gebring. Hy het gesê, bring jou beste offer na die tafel toe, en wat het hulle gebring? Blinde diere. Dis wat hulle gebring het as 'n offer. Hulle mans, die mans skei net van hulle vrouens in dieselfde verse, 'n bietjie vroeër sê, hy haat skeiding, maar dis 'n vraag vir 'n ander dag. Hy bevraagteken, luister wat sê hulle in vers 14, in hoofstuk 3, letterlik hy sal hulle bevraagteken, hoekom hulle die Here moet dien. Dink jy nie, dit klink normaal in vandag se leeftyd nie? Hoeveel keer kry julle nie van hierdie shots op julle selfone, wat wys hoe ons mense wat binne in die kringe van Christendom loop, elke dag mense moet debatteer of God besig is om te bestaan, of hoekom moet ek God dien? En daarom is dit baie keer ons default state, ons praat baie daarvan, ek en jy is in sonde gebore, dis ons default state, en daarom vriende, breek ek en jy partykeer beloftes. Maar wat God hier vir ons kom sê is, hy verander nie. God breek nie sy beloftes nie. Hy is absoluut onveranderd. Ons natuur juig na ons vlees toe, maar net omdat dit ons natuur is, vriende, beteken dit nie dis die Skepper se natuur nie. En hoe weet ek dit? Hoe weet Kenneth Woodward dit terwyl ek op hierdie verhoog saam met julle vandag hier staan? Ek is 'n getuienis en julle sit nog almal hierso. Dis hoekom ek weet hy het nie verander nie. Want vriende, hy sê daardie woorde nie om te spog nie. Dis 'n genade waarborg vir my en vir jou. As ek en jy daardie woorde hoor dat hy nie verander het nie, moet ek en jy jubel van dankbaarheid om te kan sê, dankie Here, dat U nie verander nie. Dankie. Hoekom? Want ons verbond wat hy met sy Israeliete in hierdie Ou Testament kom sluit het, rus van hom af, van sy karakter, wanneer dit van Kenneth Woodward afgehang het, dan sou ons lankal verteer gewees het. Nou gaan julle almal, en hy wil ons leer van die Bybel. Nee man, julle is ouliker as ek. En vriende, God se beloftes, Aye Asheraye, die ek is, se beloftes, kan nie onder my en jou voete verbrokkel nie. En ek weet dit, want die woord is waar. Glo jy die woord is waar? Want Numeri sê vir ons, God is nie 'n man dat hy sou lieg nie, en nie 'n mensekind dat hy van plan sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, sou hy praat en dit nie gestand doen nie. Hy bly dieselfde. 2 Timoteus 2 vers 13 kom Paulus en hy sê, as ons ontrou is, hy bly getrou, want hy kan homself nie verloon nie. God gaan nie teen sy eie karakter gaan om te jok nie. Hy is onveranderd, vriende, hy breek nie sy woord nie. Dit is sy karakter. Hoekom sal hy teen alles gaan van wat en wie hy is? En dan kom sê hy, ek die Here, of ek die Here, het immers nie verander nie. Dit moet vir my en vir jou, terwyl ons hier sit vanoggend, vriende, wees 'n veiligheidsnet wees. Dalk voel jy het afgedwaal, maar ek kan vir jou sê, God is getrou. Omdat hy getrou is, het hy definitief nie weggetrek van jou af nie. Dalk moet jy vanoggend vir jouself weer kom herinner, dalk is dit ek. Dalk is dit ek wat ophou vertrou het op God se beloftes, omdat ek nie meer in die woord kom nie, omdat ek nie meer 'n verhouding met hom nie. En dan wil ek jou kom bemoedig om te sê, vanoggend is dit dalk tyd dat jy moet terugdraai. Turn back. Daar is 'n Engelse liedjie, maar ek het nou tyd om te sing, Johan. Klaagliedere 3 sê vir ons, sy ontferming het nog nooit opgehou nie. Dit is elke môre nie. Draai terug na die een wat is en wat altyd sal wees. En dit bring ons by ons laaste eienskap. Eienskap, vriende, nommer 4, is die ek is, het vlees geword. Die ek is, het vlees geword. Ek raak so opgewonde, as ek kyk na die Ou Testament en die Nuwe Testament, en baie keer, as ek gesels met mense, dan is daar hier verwarring om te dink, wel, van die bladsye van die Ou Testament tot in die Nuwe Testament, dan verander God sommer. Vriende, dis nie wat gebeur nie. God verander nie, hy sê dit, maar wat hy wel in die Nuwe Testament kom doen, is hy openbaar homself aan ons in die vlees.
En waar ons in die Ou Testament in Eksodus 3 vers 14 gelees het, dat hy kom sê, Aye, Asher, Aye, ek is wie ek is die Bybel oor 1000 jaar later vertaal in Grieks met die woord ego, eimi. Elke keer wat Jesus in die Nuwe Testament die woorde ek is sê, dan gebruik hy daardie presiese woorde, ego, eimi, ek is. En daarom in die Ou Testament sien ons wie God is, en nou sien ons vir Jesus in die Nuwe Testament, en ons kom sien wat die ek is vir my en vir jou vandag kan wees. Hy sê vir ons, hy is die brood van die lewe. Hy sê ek is die lig vir die wêreld. Ek is die goeie herder. Hy sê vir ons ek is die opstanding in die lewe, die weg en die waarheid. En ek hoop jy kan sien wat hier gebeur, vriende. Wat hier gebeur is, Jesus kom en hy vat daardie heilige verbondsnaam wat God aan Moses openbaar het in die Ou Testament in 'n brandende bos en hy kom plaas dit op sy eie lippe. Hy kom maak homself in hierdie oomblik gelyk om te sê, ek is dieselfde ek is wat Moses gedien het, wat my volk bedien het. Al wat nou verander het is, ek het 'n gesig gekry, ek het 'n stem gekry en ek het tot die aarde neergedaal om 'n verhouding met my mense te kan hê. In Johannes 8 vers 58 kom maak Jesus dit duidelik. Hy sê, amen, amen, ek sê vir julle, ek is al van voordat Abraham gebore is. Fariseërs wil nog met hom beklei oor hoe oud is hy en hoe kan hy hoe ken hy vir Abraham? En hy gebruik weer teenwoordige tyd. Ek is, nie ek was in die Ou Testament nie, en in daardie oomblik weet die Fariseërs presies wat hy sê. Hy kom maak hom gelyk aan die ek is van die Ou Testament, aan God, en hulle tel klippe op, en hulle wil hom stenig. En prys die Here, hy kom daar weg. In Johannes 18 vers 5 tot 6 kom Jesus weer in die tuin van Getsemane, en hulle vra vir hulle maar, wie soek julle hierso? En hulle antwoord, Jesus die Nasareëner. En hy sê toe vir hulle, ek is hy. As jy die Grieks gaan lees, dan staan daar nie die hy by nie, daar's nie ek is hy nie, in die Grieks sal jy net hierdie woorde sien, ek is. 2 woorde, ek is, wie ek sê, ek is. En toe hulle vir hulle sê, of toe hy vir hulle sê, ek is hy, het die soldate teruggeduins en op die grond neergeval. Want die ek is, het gesê wie hy is. Hy het 'n pen in die grond kom kap om te sê, ek is van die Ou Testament. As julle my wil vat, kom vat my. En vriende, daarom wil ek jy moet kennis neem, dat elke naam wat ons tot dusver gedoen het, in hierdie name van God reeks, die Yahweh Jireh, die Yahweh Shema, Yahweh Tsidkenu van verlede week, die Here is ons geregtigheid, of Yahweh Ra, hy is my herder, of Nisi, hy is my oorwinning. Al die name wat ons tot dusver gedoen het, wys almal na een persoon toe. En wie is daardie persoon, vriende? Jesus Christus. Al die name wys na Jesus Christus. Die orkes, julle kan maar opkom. En daarom, vriende, wil ek vandag afeindig met die volgende. Want ek weet baie keer sit ons maar 'n mooi gesiggie aan as ons by die kerk instap. Maar ek weet nie wat volgende in jou hart aangaan nie. Ek weet nie wat in jou hart aangaan as jy dit nie wil kom deel nie. Dalk voel jy oorweldig. Dalk kyk jy na die week wat voor lê en jy sê, Here, wie is ek om hierdie take wat op my tafel lê te kan aanpak? En ek wil hê jy moet die vraag verander. Moenie vra wie is ek nie. Moenie volgende hier sit en vir die Here vra wie is ek nie. Vra eerder, wie is hy? Wie is hy? Hy, vriende, is nie geskep nie. Hy het nog nie verander nie. En sy naam is Jesus Christus. En jy vanoggend hom nog nie ken as jou verlosser en jou saligmaker nie, vriende, wil ek jou uitnooi om aan te neem. Aan te neem as die ek is wat 'n verhouding met jou wil hê, wat sy hande en voete vir my en jou deurboor is, om ons sondes te dra. Ek wil jou uitnooi. Neem hom aan. Stel jou vertroue in die ek is. En as jy hier is en jy het 'n getuienis dat jy reeds Jesus as jou verlosser ken, dan wil ek vir jou sê, keer terug na jou anker toe. Keer terug na jou anker toe, laat jou aksies, jou liefde vir mense oorvloedig wees daar buite, sodat mense kan sien wie jy dien. Sodat jy as jy die werk is, as jy moeilike besluite moet neem, as jy in donker valleie gaan, wat almal deurgaan, het jy 'n getuienis om te kan sê, die ek is daar. Want Romeine 8 sê vir ons, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. Vriende, kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die voorreg. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend dieper in die woord te kan delf, om te kan sien dat Aye, Asher, Aye, die ek is van die Ou Testament, presies dieselfde persoon is in lewende lywe.
in die Nuwe Testament. En Here, my gebed is so as mense vanoggend hier so sit en hulle ken nie vir U nie. Here, dat U hulle harte sal sag maak, dat hulle dat U deur die Gees hulle harte kan oopbreek en kan sag maak vir dit wat U wil hê, en dit is hulle, Here. Ons is so dankbaar dat ons kan kyk dat U nie 'n veranderlike God is nie. U is nie 'n wishy-washy religion soos wat Johan baie keer sê nie, Here. Maar dat ons kan weet U is 'n God wat standvastig is. U is 'n God wie se beloftes altyd dieselfde is, en daarop kan ons fondament plaas. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend saam as 'n gemeente te kan wees. En Here, seën elkeen van ons soos wat ons hierdie uitgaan. In Jesus se naam sê, amen.